Welcome to the post-match EPCR Round 1 Challenge Cup Lions Benetton. I've got head coach Ivan van Rooyen. Walter, do you want to start or can we? No, you can start. Okay, we'll start with questions online, guys. Let's see how quick we can go with this. Anything online before we continue live? Questions? Nothing online? Walter? Okay, Ivan, julle wedstrijdplan vandaag het vir my gelyk of julle die regte wedstrijdplan speel. Soos wat ek na dit gekyk het, het julle min of geen kanse in julle eie gebied gevat nie en ligskoppe geskop en probeer kompeteer vir die bal. En eintlik as mens so na dit kyk, het dit gewerk. Wat is jou kommentaar daar? Afrikaans in English. Yeah. I'll answer Afrikaans and English. It has been one of the points of differences for us currently. Also, when we played them there the last time, they scored 3 or 4 turnover tries from their own 22. Initially, I think we lost that aerial battle, but as the game progressed, we definitely got better there and got some reward there. Aan die begin dink ek ons was nie akkuraat genoeg met dit gewees nie. Dit was een van die taktieke wat ons wou uitvoer vandag, en maar ek dink soos die wedstryd gevorder het, beter geword. Die kant is beter geword, die skop het beter geword en ongelukkig nog net nie kapitaliseer wanneer ons aan die bal gekry het. As mens in ag neem, 2 maande gelede het julle hierdie span gespeel en toe het hulle 41-15 gewen. So vandag was eintlik, as mens so na dit kyk, julle het basies met dieselfde 2 spanne gespeel. So mens moet seker sê daar was definitief 'n verbetering by die leers gewees. Die frustrasie is by die huis, om eerlik te wees. Die energie, die uitvoering. Ek dink ons het 5 set pieces in 'n ry verloor, 2 of 3 op die aanval, net nie die bal om aan te val nie. En ek dink 2 skram penalties in hulle verdedigingsarea wat hulle dan weer bal in jou aanvalsarea gee. So ons was net nie goed genoeg vandag om hulle te wen nie. Ek dink ons het goed gedoen om halftyd voorin te gaan. En ek dink die eerste 20 minute was goed geweest. Toe begin ons set pieces verloor en ongelukkig Kelly se geel kaart. En as jy met 20-21 toespelers speel, gaan dit uitwyd. So net nie akkuraat genoeg van ons af nie en dis frustrerend. So jy sê, daai was die keerpunt geweest, die geel kaart en die feit dat ons die scrums begin verloor het in die tweede helft. Ja, ek dink die lyn staan in scrums voor die geel kaart was seker eers die grootste rede is. Soos ek sê, 2 of 3 aanvalsgeleenthede wat hulle die bal kry in plaas van ons, so hulle kan nie druk op hulle sit nie. En die maklikste manier om te exit is met 'n strafskop. En hulle het dit 2 keer gekry met hulle scrum, dan kan hulle veld afgaan 50-60 meter verder en dan bly dit hulle bal, so jy bly onder druk. En dan ons het geweet op daai punt van die wedstryd moes hulle speel en moes ons speel en toe dink ek die geel kaart gestuur. Dit het ook gelyk of hulle bank baie sterk was en dit het op die ou einde dit gevloot dat die verskil gemaak het. Ja, ek dink nie noodwendig hulle was sterker as ons nie, maar ek dink hulle was meer akkuraat as ons gewees. En as gevolg van die momentum wat die wedstryd was op ons stadion, het hulle die oorhand gekry, maar ek dink nie noodwendig dis die hulle bank wat die verskil gemaak het. Nou, julle het obviously hierdie wedstryd geteken vir 'n wen, want jy het jou beste span gekies. Wat gaan jy nou maak volgende week? Gaan hierdie ouens toer of gaan nou van hulle by die huis bly? Sal 'n bietjie van 'n rotasie wees. Van hulle loads is sodat dit ek dink is 'n onnodige risiko om hulle Newcastle toe te vlieg. Al die pad toe en terug. In die helfte van die ouens sal op die vliegtuig klim. Ons het gister teen die Leopards se wedstryd gespeel met die ander ouens om hulle op standaard te kry. So dit sal definitief 'n bietjie van 'n rotasie wees, maar nog steeds ons altyd uitgaan om die beste span te kies vir die wedstryd. My laaste vraag, Erich Cronje het in Januarie laas gespeel en hy moes nou maar inkom omdat daar 'n besering was. Hoe dink jy het hy vertoon vandag? Ek dink hy het sy kans gekry as gevolg van die besering, maar wat ek dink ongelooflik is
Hy was uit met 'n ACL besering vir 8,5 maande en dis sy eerste wedstryd terug en die vertroue wat hy in mense sit met sy werksetiek, met sy harde werk is ongelooflik. Hy het die laaste 4-5 weke wat hy soms ons kon oefen, gelyk of hy nooit uit was nie. So dit spreek boekdele vir sy karakter, sy harde werk, om gesond raak en hoe hard hy inploeg terug in die spanne. Baie dankie, sterkte vir volgende week. Thanks, Walter. Thanks, Walter. Anything online, guys? We're back to you. Yes, Franco. I Coach Cash, commiserations with the loss. Coach Cash, ek gaan maar in Afrikaans vra, net is daar 'n bietjie van 'n teleurstelling as jy nou kyk 3 wenne, drie goeie wenne na so 'n bietjie van 'n teleurstellende toer. En ek dink die manne was jy sou sê manne was bietjie op 'n high en om nou in die game in te kom en veral as ek nou luister na Coach Julian wat in die week gesê het dat julle wil in die periode ingaan waar julle die jaar goed afsluit en nou so vas te val in die game is dit so 'n bietjie van 'n teleurstelling? Baie groot teleurstelling, Franco, om eerlik te wees. Ons het regtig goed voorberei, 'n goeie week se voorbereiding gehad, soos jy sê, met 'n bietjie momentum ingekom na die laaste 3 wedstryde. So dit is 'n frustrasie en dis nie net ek nie, of dis nie net die afrigters nie, die spelers ook. So veral by die huis, ons wil beter as dit wees. Ons het Benetton 'n paar weke terug by hulle verloor en hulle het ons laas jaar gewen, so ons wou uitkom met 'n bang en ja, ongelukkig was ons net nie akkuraat genoeg vir dit. En dan, hoe moeilik net maak dit die pad nou in terme van kwalifikasie vir die volgende ronde van die IDF-beker? Ja, ek dink die doelwit sal altyd wees om in 'n posisie te wees om die ronde van 16 en die kwartfinaal by die huis te kan speel. Die probleem nou is jy het 2 wegwedstryde oor en jy het 1 by die huis oor, so dit is of al 3 wen of 2 met 5 punte wen en dan sit weer punte verskil en dan raak dit tegnies en sit jy dit so 'n bietjie in ander mense se hande. So belangrik vir ons Newcastle volgende week, dis ons volgende geleentheid. Ja, ek weet dit is dan nie regtig baie warm vandag nie, maar ek hoor dit is baie koud daar, so dis 'n bietjie van uitdaging om net te travel. Maar weer geleentheid vir ons om terug op die perd te kom volgende week en iets te kan verrig uit die wedstryd uit. Thanks, Franco. Anything else online, guys, before we close? Maybe if I can just ask Coach Cash just a summary of the game in English, please. Cool. Rowan, you can go. Yeah, sorry guys, I did join a bit late. I just wanted to check, the match seemed to start, the intensity that was there during the last match at home seemed to be missing there. Coach, if you've covered this, I apologize for that, but I just wanted to check if you feel that if that was also your observation as well, and it seems like you struggled to get into your groove, whereas last week, if that wasn't the case, you started like a house on fire. Thank you. Just summarize why you're ready. Yeah, thanks, Rowan. I'll answer that and summarize all together. Yes, we disappointed with, and I refer to it as energy, but some of it is execution, some of it is stopping momentum, some of it is generating momentum. We were a lot sharper last week, we were a lot sharper the week before that, and yes, Benetton poses a different threat. I think their first 7 to 8 defenders is probably the best in the competition in terms of stopping momentum and forcing you to be exceptional to get quick ball. So well done to them. We had plans around that, didn't really manage to get that enough for us to really threaten them. We also then revert to the kicking game a little bit, where initially I don't think we were too effective, but as the game went on, we managed to get some ball back there, and then, as I said in the beginning, we lost about 4 or 5 set pieces in a row that just swung the momentum back to them. I think we did really well to go in 10-8 at halftime. I think they dominated the first 20-30 minutes, and then the first 20 minutes after halftime, I felt we were a lot better, threatening a lot more, stopping momentum a lot more, creating opportunities, and then we lost 4 or 5 set pieces in a row. Line outs in the attacking zone, and then you can't build pressure there, and then
2 scrum penalties for them to generate the easy exit and then put the pressure back onto us. And then with that and too many errors, you just seem to be running out of petrol. And hence, with the yellow card, then the last 5, 6, 7 minutes look like that. So we're obviously not happy with that. And at home, we want to put on so much better performance. Thanks, Ron. Appreciate it. Yeah. One more? Klaar. Coach Cash, thanks very much. Appreciate it. Thanks everyone. Enjoy the weekend.